Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, en soos die oë van die diensmagte is op haar hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus ons verlosser, en word vermenigvuldig deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Die wat die Bybel saamgebring het, ek nooi hom saam met my te blaai in die onfeilbare woord van Here in Lukas hoofstuk 10 vers 38 tot 42. Lukas hoofstuk 10 Net om vir u vooraf te sê, as jy maar vooraf gaan lees, dan sien ons baie duidelik dat dit hier gaan oor waar God dan ook die man en vroue uitgestuur het, 70 disippels om dan te gaan bedien, mense wat tot bekering gekom het, die taak wat verrig is, en hoe daar ook gearbei is, die barmhartige Samaritaan, dan ook daardie nood en behoefte van mense raak te sien. En nou kom ons by 'n gedeelte waar die Here Jesus dit wat hy vooraf geleer het ook toekom pas, waar hy self dan ook nie net die groot stede en die belangrike mense gaan besoek nie, maar self die behoeftiges in klein dorpies, Betanië waar hy dan ook kom, en hy kom besoek dan ook hierdie groepie mense. So kom ons lees saam daar in Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 38 tot 42. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha, verskoon tog, het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so, ek gaan net vir ons 'n kort gebed dan doen. Hemelse Vader, ons aanbid U terwyl ons vanoggend as gemeente saam is. Saam U aanbid in ons voorsang, saam aanbid in al ons afkondigings wat belangrik is, sake wat voor gebid moet word. En Here, dankie dat ons weet dat die belange van ons gemeente word ook op die kerkraad se hart gedra, maar ook die gemeente wat saam bid vir hierdie sake. En ons aanbid U, Here, vir U grootheid, vir U heerlikheid, vir U wonderlike sorg oor ons. Veral in hierdie tydperk, Here, wil ons U kom dankie sê, dat U vir ons deurgedra het, en dat U onderneem het tot nou toe, dat ons ook kan uitroep, tot hiertoe het die Here ons gedra. En ons is in aanbidding daaroor, Here, omdat ons weet, Here, dit is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur U genade en die Heilige Gees, wat U dit ook vir ons die instaatstelling gee. En wil ons erken en bely, soos die woord ook sê, Here, sonder U kan ons niks doen nie. Dankie dat ons voor U kan kom buig en vir U kom sê, Here, in diepe afhanklikheid, die nood van ons land, terwyl daar 'n ernstige oproep is, terwyl daar 'n nood in ons land is, wil ons saamkom en ons stem kom voeg saam met ander kinders van die Here oor die nood van reën. Here, U sien die groot skades wat daar veroorsaak is. Selfs dele waar daar nie eers brande was nie, maar Here, daar is nie voeding eers vir die diere nie. Daar is 'n nood in ons land en ons erken en bely, Here, U alleen kan reën gee. Dis U wat in die woord vir ons dit sê en ook die oortuiging in ons harte bring as U sê, U is die God wat die vroeë reëns, die stortreëns en dan ook die laat reëns kan gee.
Vader, ons het dit nodig in die tyd waarin ons lewe. Ons weet daar's weer voorspellings. Ons weet hierdie mense maak maar net 'n voorspelling, maar Here, U is elke keer akkuraat in dit wat U doen. En wanneer U ook reën gee, U weet van damme, Here, waar daar net stof is op hierdie stadium, waar daar nie eers water is vir diere nie, waar daar nie water is vir mens nie, wil U genadig wees, wil U ontferm, ook oor daardie gebiede, besonder ook ons Wes-Kaap gedeeltes, dele daar in die Vrystaat, dink maar aan Noordwes, Here, waar daar baie min reën geval het, die Noord-Kaap self, wil ons kom vra, Here, sal U hand oopmaak, sal U die sluise van die hemel vir ons kom ooptrek en ons genadig wees. En ja, Here, waar ons volk so ver afgedwaal het van U, en swaar gesondig het teen U, die God van die hemel het hulle verlaat. Daar is nie meer 'n nood in hulle harte na U nie. Here, dit gaan te goed in sommige gevalle. En daarom bely ons, Here, die sonde van ons volk, dat U genadig sal wees, dat U uitkoms sal gee, en dat U vir ons reën sal gee, asseblief, Here. Dankie dat dit nie op verdienste is, wat U vir ons reën moet gee nie, want Here, dan was ons al lankal verdelg, maar dat U genade ook die nood raak sien, en ons pleit by U, Here, dat U ook die sluise van die hemel sal kom oopmaak. Dankie dat ons U kan vertrou daarvoor. Here, dankie dat ons kan bid vir die gemeente, vir hulle wat terugkeer en op die pad is, dat U hulle veilig sal bring, hulle wat later sal terugkom, dat U hulle veilig ook hier sal bring, en dat U ook daarin verheerlik sal word. U ken die nood van ons sonnaarskool, dat U self dit sal kom vul met kosbare kindersiele. Here, ek dink maar hoeveel keer het U self daarvan getuig, van die kindertjies wat nie verhinder moet word, om na U toe te kom nie. Here, dat ouers hulle nie sal skuldig maak daaraan nie, maar dat hulle kindertjies sal bring om onderrig te word, en self ook hulle te onderrig. Skenk genade, Here, sien ons gemeente in genade aan. Mag hierdie jaar ook 'n besondere jaar wees, waarin U vir ons U genade ook sal toon. Hierdie gemeente sal uitbrei, kosbare siele gered sal word, vanuit hierdie kansel en hierdie gemeente. Mense wat in hierdie gemeente is, wat met siele praat, dat dit ons passie sal wees en besorg sal wees, oor kosbare siele wat verlore is, en dat ons daardie siele vir die koninkryk van God sal win. Hy wat siele win, is wys. Mag ons wys wees hierdie jaar in U oë. Kom nou en seën U woord, die oordeenking daarvan, gebruik dit tot U eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Liewe toehoorder, ons teks van oordeenking vind ons daarso hierdie wonderlike gedagte in Lukas 10 vers 42, eintlik 41, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies. Maria het die goeie deel uitgekies. Wil ek met U praat oor hierdie goeie deel vanoggend. Die probleem van ons dag is, dat ons word baie keer weggelok en weggedryf deur baie dinge waaroor ons besorg is. Net soos Martha. Daar was 'n verhaal dan ook vertel, ekskuus, wat eintlik 'n baie groot en 'n besondere aand in Amerika se geskiedenis was. Op Vrydag 18 Oktober 1991 het 'n wêreldklas Chicago Simfonie die laaste konsert dan ook aangebied in sy jaarlange viering van die simfonie se 100ste bestaансjaar.
Vir die eerste keer in die geskiedenis van hierdie simfonie het daar in Amerika hierdie huidige dirigent en twee voormalige dirigente van die orkes op dieselfde verhoog gestaan. By hierdie Eufees ete voor die konsert het die besoekers 'n besondere geskenk dan ook gekry, naamlik aandenkingshorlosie. En terwyl Daniel Barenboim, ek hoop ek spreek dit reg uit, dat ek nie hierdie ou se van snaakse dinge aan doen nie, maar Barenboim by die klavier gaan sit het en George Solti sy dirigentstok opgelig het, om die Tchaikovsky se eerste klavierkonsert dan ook te begin, het 'n groot gevoel van drama daardie Chicago se historiese orkestra hall dan ook gevul. Die skoonheid van daardie musiek het die mense oorgeneem. En 'n paar minute later, omtrent 21:15, so dit is so 8:15, het daar iets snaaks begin. In die auditorium het daar 'n klein piep hier ontstaan, en 'n klein piep daar, en 'n klein piep daar. En dit het op die stadium gemaak dat hierdie mense wat dan ook besig was met hierdie konsert, al harder probeer het en hulle probeer het om hierdie simfonie dan ook klaar te maak. En toe hulle klaar is met daardie eerste een, het Henry Vogel, die uitvoerende direkteur van daardie simfonie, op die verhoog verskyn. En hy het vir hulle gesê wat besig is om te gebeur. Wat daar besig is gebeur het, is daardie aandenkingshorlosies, was deur daardie persoon wat dit dan ook vervaardig het, 'n sekere tyd, naamlik 8:15, gestel om dan ook daardie alarmpie te maak. En so het dit gemaak dat daardie simfonieorkes daardeur hulle aandag afgelei was en daardeur het daar probleme ontstaan. En die enigste om dan 'n oplossing daarvoor te kon kry, is dat hulle daardie horlosies by die deurwag moes gaan ingee, sodat hulle dan daardie konsert kon voltooi. En liewe toehoorder, soms is dit klein dingetjies in ons lewe wat maak dat ons aandag afgelei word van die belangrike dinge. Die beste deel wat die Here vir u en vir my bedoel het. En ons aandag word baie keer afgelei deur hierdie ou wêreldse dinge, dinge wat nie werklik van belang is nie, dinge wat noodsaaklik is, soos in hierdie geval van Martha dan ook kos moes voorberei. Dis belangrik om te eet. Daardie moeder, as sy van die werk afkom, om nog steeds vir die kinders en haar man kos te kan gee. Die wasgoed moet nog steeds gedoen word. Daar is huislike pligte wat afgehandel moet word. Die vader het instandhouding by daardie huis, sodat daardie plek nie in duie stort. So daar is verantwoordelikhede wat moet plaasvind. Ons kan nie ons verantwoordelikheid een kant toe skuif nie. Die Here het self dan ook vir ons gesê, wie nie werk nie, mag nie eet nie. So ons het 'n verantwoordelikheid rondom ons plig. Maar dat sommige kere ons pligte, die oomblik wat die Here ons wil kom besoek, nie gebruik word nie. Dat ons aandag afgelei word deur baie ander dinge. En die verskoning wat baie keer gebruik word, veral in die dag waarin ons lewe. En ek weet, u is nou ouer garde, en hier is nou nie regtig kinders, en ouers met kinders nie, ons het tog wel, en daar is darm 'n vooruitsig van
paartjie wat daarom 'n kindjie in die wêreld gaan bring. Ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar Werner en Chantel is swanger, en so, hulle is daarom stadig maar seker besig om die gemeente te bou. Maar hoe ook al sy, die probleem is, dat baie mense vandag allerhande goedjies wil voordoen as belangrik, en ons mis die belangrikste deel wat God vir ons uitgekies het. Baie keer sê ons maar die kinders se huiswerk. Ons sê baie keer die kinders se kos en se klere, my man se kos en se klere. Ons hoor hierdie verskonings uit baie oorde uit. Ons hoor ons moet werk, en dan is daar nie tyd om by biduur geleenthede te kom nie. En so begin ons een na die ander verskonings, begin ons voor te hou, en ons wil onsself regverdig. Hoor mooi, wat is die woord wat ek gebruik? Ons wil onsself regverdig deur al hierdie verskonings voor te hou. En net soos Martha, sien ons die gunstige tyd wanneer God vir ons wil kom besoek, wanneer ons die goeie deel van Christus kan ontvang, mis ons die kanse en die geleenthede. Dink maar aan Saggeus. Hy het die wonderlike kans en die geleentheid het hy raak gesien. Toe Jesus daar verby sou kom, toe het hy daar in die boom gaan klim, en Jesus het Saggeus se hart raak gesien, en hy besoek vir Saggeus, en die woord van die Here sê, toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Saggeus het die gunstige tyd toe God hom besoek het hy raak gesien. Hy het die geleentheid en die kans aangegryp, en daar het redding vir daardie huis gekom. In Martha se lewe immers was daar fout gewees, en 'n misverstand van haar kant af. Sy het die Here Jesus Christus nie reg beoordeel nie. Want die Here Jesus sou net daar verby gegaan het. Hy sou nie daar vertoef het, daar by haar afgepak het, daar by haar gaan oorslaap het nie. Hy wou net daar by hulle aankom en hulle kom bedien. En die geleentheid wat hy haar kon bedien het sy laat verbygaan, omdat sy so besorg was, ek moet nou kos voorsien. En dis nie wat Jesus vir haar gevra het nie. Dis nie wat Jesus vir haar gesê het, gaan maak vir my 'n broodjie klaar, soos wat Elia dan ook gevra het nie. Baie mense dink hulle behaag God, deur so besig te wees met allerhande dinge, in die tyd waarin ons is. Ons moet mense vermaak, ons moet mense besig hou, soos wat Martha ook gedink het. Sy moet die Here vermaak met haar voedsel wat sy voorberei. 'n Misplasing van haar liefde wat hier plaasvind. Sy het daar die fees voorberei, maar wat het sy nagelaat? Wat het sy verwaarloos? Sy het die woord van God verwaarloos. Die geleentheid wat Jesus met haar wou kom ontmoet het, sy het die beste deel gemis. Hoekom? Omdat sy so bekommerd is oor baie dinge. Onbeduidende sake waarmee sy besig is. En weer eens sê ek, daar's niks fout om diensbaar te wees nie. Die Here vra dit van ons. Maar die tyd en die geleentheid om diensbaar te wees, bepaal die Here vir ons. Daarom het ons gedagtes reg moet wees, en ons gedagtes op Jesus ingestel sal wees, sodat ons die gunstige tyd, wanneer hy sy beste deel vir ons wil gee,
dat ons dit sal raak sien. Lukas 19 vers 44, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het. Martha het nie die gunstige tyd raak gesien nie. Jesus sou net vir 'n oomblik daar verbygekom het. Sy kon saam met Maria daar aan die voete van Jesus gesit het, die woord van God ontvang het, haar siel gevoed het, met dit wat saak maak. Maar nou ons besig met dit wat nie regtig saak maak nie, wat nie ewigheidswaarde het in die tyd waarin ons lewe nie. En daarom wil ek met u 'n paar gedagtes dan ook deel. 'n Paar gedagtes uit die woord van die Here, as ons daarna kyk. Ons dink maar aan aan Martha. Martha het die Here Jesus in haar huis ontvang en dit word ook beweer dat sy waarlik kind van die Here was. Maar hierdie vrou, terwyl sy kind van die Here was besorg oor baie ander dinge. Dinge wat die Here nie vir haar gesê het, waarmee sy op daardie stadium besorg moet wees nie. Sy die Here na haar huis ontvang, moontlik ook die oudste, wat dan die reg tot toegang verleen het. Maar die woord van die Here sê vir ons dat sy was baie besig. Hoofstuk 10 vers 40. Maar Martha was baie besig. Hierdie baie besig wat hiervan gebruik maak, en as ons gaan kyk na die Grieks, dan gaan dit oor die woordjie van distract. Iets wat my aandag aflei. Ek is nie besig met waarmee ek regtig moet besig wees nie. Daar was iets wat my aandag weggelei het van dit wat belangrik is. En dis presies wat die woord van die Here hier sê. Haar aandag was weggelei deur verkeerde dinge, om kos reg te maak, om mense te vermaak, om te wys hoe goed sy dalk is en daardie lekker bord kos voor te berei. Terwyl sy die beste deel in haar lewe gemis het. Sy het nie daardie beste deel uitgekies nie. Sy was nie 'n lui persoon nie. Maar as ons gaan kyk in die woord van die Here, dan sal ons van hierdie vrou sê, sy was nie net 'n hoorder nie, maar sy was ook 'n dader van die woord. Maar die tydsomstandighede was nie reg nie. Dit het gemaak hierdie dat haar aandag afgelei is en dat haar hart gemoeid geraak het met te veel dinge. Dinge wat nie regtig saak maak nie. En weet, ons kan baie keer hierdie dinge waarmee ons besig is, onder die vaandel van Christendom gaan sit. Terwyl dit nie wil is wat die Here wil hê ons moet mee besig is nie. Ons is so baie keer besig met dinge wat die Here nie vir ons daai oomblik van ons verwag nie. Miskien om verkeerde redes om raak gesien te word. Miskien om mense se guns te wen. Wat ook al die omstandighede was. En wat gebeur in hierdie hele saak? Sy raak later beskuldigend. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie omdat my suster my alleen laat bedien nie. Sy wil eintlik, hoe doen ons baie keer? Ons wil iemand laat sleg voel, maar ons gaan nie direk en ons gesê dit vir die persoon nie. Ons gesê dit vir iemand anders, nee. Dat daai persoon dit hoor en dan moet hulle sleg voel oor wat ek gesê het. Is dit nie waar nie? Het gebeur. Gebeur. Onder kerkmense gebeur dit. Ongelukkig. Hierso kom Martha. Ons kan hom een ding van haar sê. Sy het dan na die regte persoon toe gegaan. Sy het haar hart teenoor die regte persoon gaan oopmaak. Sy het na Jesus toe gegaan. En vir hom gesê die besorgdheid wat daar in haar hart is. Maar is dit nie dalk net so om haar suster te knyp en by te kom op 'n verkeerde manier nie? Dink maar net hoe moes daar die verhouding tussen daardie twee susters gewees het.
Hier in haar hart dra sy 'n ding rond. En sy gaan sê vir die Here, Here, gee nie omdat ek alleen bedien nie. Sê vir hy suster van my. Sê vir hy broeder van my, kom, help my. Nou tyd dat jy moet opstaan, het genoeg hierso gesit. En ons wil ander laat skuldig voel, omdat hulle die beste deel van God uitkies. Daardie jaloesie wat daar moontlik mag wees. Daardie ding wat daar die hart rondgedra word. En dit maak op die ou einde van die dag, dat die Here Jesus vir haar moes gesê het, jy is besorg en verontrus oor verkeerde dinge. Lukas 10 vers 41. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Dinge wat jou gemoed opneem, dinge waarmee jy besig is, wat ek nie van jou vra nie. Dinge wat die tyd wat daar behoort te wees tussen jou en my, van beroof word. Ek wonder maar net, kan ek een ding vir ons vra, liewe toehoorder, hoe lyk ons gemeenskap met ons Here Jesus Christus, vir wie ons sê dat ons hom waarlik liefhet? Dominee, wat bedoel jy daarmee? Ek bedoel, hoe lyk my stilte tyd? Is daar 'n stilte tyd in my lewe? Staan vroeg in die oggend op, maak klaar vir werk, hardloop werk toe, kom moeg by die huis, doen net gou 'n paar dingetjies, gaan stort, klim in die bed. Was daar tyd wat ek met Jesus deurgebring het? Aan sy voete gaan sit het en tyd met hom gemaak het. Besorg oor baie dinge wat tydelik van aard is, maar die tyd saam met die Here het sy nie raak gesien, die gunstige tyd, die goeie tyd toe die Here Jesus haar wou besoek het, met haar gepraat het. Sy het sekerlik daai woorde van Jesus gehoor, maar sy het haar nie daaraan gesteer nie. Sy was verontrus oor baie dinge. Sy het nie daar by Jesus se voete gaan sit, om juis daar die las van haar hart ontslae te raak. Kan ek dit eintlik maar so sê, dat daar die koms van die Here Jesus na haar huis toe, was eintlik vir haar 'n las gewees. Want toe raak sy besig met kos, en sy wil daar die suster van haar ook weg van die Here Jesus aftrek. Dit was vir haar 'n las gewees, om daar die voorbereiding te doen. En so is dit baie keer vir ons 'n las, wanneer ons by die dinge van die Here moet besig wees. Wanneer ons by die saak van God moet betrokke raak, dan raak dit vir ons 'n las. Dis nie meer 'n hartsaak nie. Dis nie meer uit my hart uit wat ek hierdie dinge doen nie. Ek raak so besorg oor baie dinge. Maar die Here se saak ly skade, omdat my hart nie op die regte plek is nie. Die Here Jesus kom eintlik vir haar sê, moenie oor baie dinge aan die tafel bekommerd wees nie. Een ding is nodig, dat jy die woord van die Here sal kom hoor, soos Maria dit gehoor het. Martha wou hê, ons Here moes vir Maria sê om op te staan, en haar te kom help, daar weg van die voete van die Here af wegtrek. Hoeveel kinders van die Here word weggetrek deur omstandighede en dinge vandag, van die voete van die Here Jesus af. Die gemeenskap van God, deur baie dinge waarmee ons belas vandag. En ons is nie op die plek waar ons behoort te wees nie. Die Here wou eintlik vir haar sê, die belangrikste plek is daar by my voete. Daar die oomblik, daar die geleentheid, dat sy dit sal gebruik. Daar die goeie plek, wat nie weggeneem sal word nie. Daar die gedagte, die woord wat hier gebruik word,
wat die woord van die Here vir haar hier sê, dat jy besorg is. En weet jy wat is daai gedagte van besorg? Is soos troebel water. Daar op die plaas is daar 'n plek waar daar 'n spruit is. En gaan krap maar net so 'n bietjie in daardie water, maak jy dit troebel. So is haar hart deur goeters rondgekrap en hierdie hart van haar wat rein en suiwer moet wees, is troebel gemaak deur verkeerde dinge. Hoeveel van ons se harte is nie dalk troebel vandag nie? Kan ek miskien 'n eenvoudige voorbeelde gebruik? Wat ons in ons bedieningstyd al baie keer, en ek sê nie dit gebeur hierso, en ek sê ook nie u maak u skuldig daaraan nie, maar dinge wat ons in ons bediening al raak gesien het. Daar word familie wat gesê het, hulle kom Sondag na ons toe. Ons bly sommer by die huis weg. En ons mis die beste deel, want Jesus wou daar met ons kom besoek het. En ons verloor daardie kans en daardie geleentheid vir ewig. Liewe toehoorder, het jy al bietjie daaraan gedink? Hoeveel dae van die jaar vra die Here vir u om dan hier na die huis van die Here toe te kom? Hoeveel dae vra hy dit? 52 dae uit 365 dae. Nou trek daardie 52 dae van die 365 dae af. Dan beteken is oor die 300 dae wat die Here vir u gee om u dinge te doen, dan roof ons nog God, omdat ons besorg is oor familie, omdat ons besorg is oor allerhande dinge wat ons aandag en ons fokus van ons Here Jesus Christus afhaal, toe ons eintlik wou kom besoek het. Vrou bly by die huis, daar kom familie hier eet, ek moet kos gaan voorberei. Daar was 'n tyd in ons dae gewees, en van die ouer garde sal dit weet, waar daar eerder dan, wanneer hulle geweet het, daar kom mense kuier, dan word die Saterdag die kos voorberei, want ek wil die beste deel, ek wil hier wees wanneer God met my wil ontmoet. En wat doen ons vandag? Ons roof God van hierdie beste deel, waarmee ons wil kom besoek. Ons harte raak troebel deur allerhande dinge waarmee ons besig gehou word. Besorg en verontrus oor baie dinge, nuttelose dinge, dinge wat nie saak maak nie. Liewe toehoorder, kom ons gaan na biduur geleenthede toe. So baie mense bly sommer van biduur geleenthede af weg. Dan sê hulle onder die vaandel van Christendom, gebed is die belangrikste saak. As gebed so 'n belangrike saak vir u is, hoekom is u nie by die onderlinge byeenkomste nie? Want wat sê die woord van die Here in Hebreërs 10 vers 25? En nou praat hy nie oor kerkbyeenkomste nie. Hy praat oor biduurgeleenthede. Hy praat oor die geleenthede wat geskep word, waar ons in die teenwoordigheid van God kan wees. Want hy gebruik die woord onderlinge byeenkomste. Hy gebruik nie erediens nie. Hoekom gebruik hy nie erediens nie? Want dis wat God in elk geval van ons verwag. Maar daardie bydinge wat kom as die woord van die Here sê, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Ons het in 'n gewoonte verval om weg te bly van God se dinge af. Van God se saak wanneer hy ons wil besoek, en ons is nie op die plek en op die werk waar ons moet wees nie. Staan ons nie skuldig voor die Here nie, dat ons hierdie sonde van versuim in ons lewens ingebring het. En ons is nie op die werk met God nie, want ons is ongehoorsaam aan sy woord. Liewe toehoorder, is nie ek wat dit sê nie, is die woord van God wat dit sê. Sal ons weer ernstig raak oor die woord van God? Sal ons weer ernstig raak oor die dinge van die Here? My hart skeur as ek sien die toestand
van ons volk. En waar begin dit? Dit begin hier. Dit begin by u en by my. Dis waar dit begin. As ons nie die voorbeeld in die kerk kan stel nie, hoe gaan die wêreld getrek kan word? As ons nie getrou is aan die Here en dit wat hy van ons vra nie, hoe kan ons 'n vinger wys na die wêreld? Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Waarmee hou ons vandag op? Waarmee is ons besorg? Is ons nie ook maar bekommerd oor ons werk en allerhande dinge wat ons harte beswaard maak nie? Dat ons ook begin kla oor al hierdie dinge en ons gou onder die klaars val en dit vir ons 'n las raak? God se werk sal nooit vir my 'n las wees nie. Die woord van die Here sê dit baie duidelik as hy sê, my las is lig en my juk is sag. Waarmee hou ons besig? Moet ons ook tereggewys word soos Lukas 10 vers 41, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding het jy nodig. Wat is dit? En dit is om aan die voete van Jesus net weer te kom sit. Lukas 10 vers 39, sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Dink maar aan die woorde van Paulus, as hy dan ook sê, maar opgevoed in hierdie stand aan die voete van Gamaliel. Daardie betekenis om aan die voete te sit, is daar te wees, om geleer te word, om onderrig te word. Die leerling het by die voet van die meester gesit. Jesus het daar, toe hy by die tempel was, as kind, het hy daar by die voet van daardie wetgeleerders gesit, daardie mense wat onderrigting moes gee, en hy het hulle ondervra, en hulle was verslae oor sy leer, maar waar het Jesus gaan sit? By die voete van daardie mense. En toe sy pa en ma kom, wat sê hy vir hulle? Toe hulle vir hom sê, maar wat maak jy hier? Sê hy vir hulle, moet ek nie besig wees met die dinge van my Vader nie? Waarmee is u besig? Daar die laagste plek, daar by die voete van Jesus. Dink maar aan daardie vrou met daardie albasterfles in Lukas 7 vers 38 en ander skrifgedeeltes wat daarmee saamgaan. En agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane, hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen met salf gesalf. Daardie posisie wat sy gaan inneem het. In daardie tyd, as hulle gesit het by daardie kosbakke, dan sou daardie persone, die mans, sou met hulle voete na agter toe gesit het. En daardie voete is daardie plek waar die diensknegte dan sou gaan sit het. Sy het daardie posisie van 'n dienskneg ingeneem, die laagste posisie. Lukas 7 vers 44, daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy my nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare, met die hare van haar hoof afgedroog. Daardie voete het sy was met haar trane. Hoeveel van ons kom nog daar trane uit ons harte en trane uit ons oë oor kosbare siele? Omdat ons nie op die regte plek is nie, omdat ons nie aan die voete van Jesus is nie. Is daar nie meer trane in die hart en nie meer trane op die wange nie.
Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Die laagste posisie in te neem. Hoeveel van ons is nog bereid om dit vandag te doen? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Die beste posisie om by Jesus te leer, is daar aan sy voete te wees. Daar by die stilte tyd geleenthede wat ek skep, want ek wil Jesus ontmoet daar. Daar by die biduur geleenthede, want Jesus kom daar verby. Daar die boodskap kom net een keer. En as ek het gemis het, het ek het gemis. Het sal nooit weer na my kant toe kom nie. By daar die eredienste. Ag, liewe toehoorder, hoeveel keer het ons dit al gehoor? Hierdie dominee praat nie oor hierdie goed en daai goed nie. Maar dan kan jy maar gaan kyk, dit was daai tyd toe daar die persoon nie in die kerk was nie. Toe die dominee oor daai goed gepraat. Maar nou word die dominee beskuldig, hy praat nie oor hierdie goed nie. En so probeer ons onsself te regverdig en die skuld van ons af weg te stoot, terwyl God met ons kom ontmoet het. Die gunstige tyd toe hy ons kom besoek het ons nie raak gesien nie. Leer van my en jy sal rus vind vir jou siel. Wat het sy gedoen? Sy het na die woord van God geluister. Dit was vir haar belangrik om na die stem van die Here Jesus Christus te luister. Want wat sê die woord van die Here vir ons? My skape luister na my stem en hulle volg my. Loop nie sy eie pad nie. Doen nie sy eie ding nie. Maar handel volgens die woord van die Here. Hoekom? Omdat hy die stem van die herder ken. Hoekom sit ons met soveel verleiding in ons land vandag? Soveel mense wat getuig daarvan, dat daar probleme is. Dat hulle nie die woord van God meer ken nie. Dat hulle verwar word deur die woord van God. Is omdat ons nie meer aan die voete van Jesus sit en na die woord van God luister nie. Dan word ons verwar deur die dinge van hierdie wêreld. En ons het 'n dosent gehad wat vir ons hierdie woorde gesê het, die grootste leuen lê die naaste aan die waarheid. Die grootste leuen lê die naaste aan die waarheid. Klink so eg. Klink so mooi. Spreuke 2 sê hierdie woorde, my seun, as jy my woord aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid uit sy mond, kom kennis en verstand. En hy bewaar hulp vir die opregtes, hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Soek jy die guns van God? Dan moet ek na sy woord luister. Daar by sy voete sit en na sy woord luister. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad. Sy het die beste deel gekies. Daar die beste posisie, die beste deel. Lukas 10 vers 42, maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Daar die beste deel wat sy gekies het. Ek sien daar die skyfies is nie heeltemal reg nie, maar maak nie saak nie. Dit gaan oor die woord van God.
hier die beste deel waarvan Jesus getuig, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel gekies. Daardie goeie deel wat God vir u en vir my bedoel het, waar hy ons wil kom bemoedig, waar hy ons geloof wil kom versterk, waar ons geestelik opgebou kan word, waar ons die saak van die Here, die beste deel kan ontvang. Dit wat mense nie uit my hart kan kom wegneem nie. Hoor mooi, hulle kan die uiterlike doodmaak, maar hierdie innerlike, dit wat ek ontvang het, kan hulle nooit van my wegneem nie. In the Fox's Book of Martyrs het 'n vrou die volgende vir haar godsdiens gesê voor 'n biskop wat haar verhoor het en haar gedreig het dat haar man van haar sou weggeneem word. En sy het gesê, Christus, was haar antwoord, is my man. Ek sal jou kind wegneem, het hy gesê. Christus, het sy gesê, is vir my beter as 10 seuns. Ek sal jou dan doodmaak, het sy gesê. En van alle uiterlike geriewe ontneem. En weer het die antwoord gekom, ja, maar Christus is myne. En jy kan my nie van hom ontneem nie. Liewe toehoorder, waar gaan ek in so 'n verhouding met hom kan staan? Is alleenlik as ek tyd met hom spandeer. Die beste deel gryp en die kans en die geleenthede, sodat ek daardie belangrikste kan neem. Wat is die belangrikste vir u en vir my? Was 'n keuse wat sy gemaak het. Die woord van die Here sê, sy het die beste keuse gemaak. En wat was daardie keuse? Daardie keuse van haar was, dat sy die goeie deel uitgekies het, sê die woord van die Here. Was 'n keuse, 'n vrywillige keuse. As iemand agter my aan wil kom, vrywillige keuse. God dwing niemand nie. Sy het 'n vrywillige keuse gemaak. Wat sê die woord van die Here? Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nie net die koninkryk nie. So baie mense stop daarmee, hulle wil net gered word. Wat sê die woord van die Here? Ons moet sy geregtigheid ook soek. Daar aan die voete van Jesus te kan sit. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewigheid. Dit wat nooit van my weggeneem kan word. Hierdie liggaam kan uiterlik vergaan, maar die innerlike bly behoue. Die tweede keuse vir die kind van die Here is om te luister en te leer van Jesus. Dit wat nie van haar weggeneem kan word nie. Dit wat in haar hart ingegrafeer is. Wat sê die woord van die Here? Grafeer dit vir jou kind in. Hoekom? Daardie ingeplante woord. Daardie woord wat nie weggeneem kan word nie. Dit wat nie van my gesteel word nie. Wat kan ek verloor? Ek kan miskien my vryheid verloor. Ek kan my kerk en my godsdiens verloor, ek kan my familie verloor, ek kan uiterlike dinge kan ek verloor, my gesondheid kan ek verloor, selfs my lewe. Maar wat wen ek? Wat kan nie van my weggeneem word nie? En dis die beste deel. Christus kan nie van my weggeneem word nie. My redding van my kosbare siel kan nie van my weggeneem word nie. Hy wat in my is, kan nie van my weggeneem word nie. Die ingeplante woord kan nie van my weggeneem word nie. Daardie ondergrondse hoofstukke wat mense moes gaan lees het, om net iets van die woord van God te bewaar, kon nie van hulle weggeneem word nie. Baie van daardie mense, soos Richard Wurmbrand hulle en mense wat ondergronds vervolg was, agter die ystergordyn, u kan dalk daardie terme baie goed onthou. Hulle het die Bybel gevat, en het blaadjies uitgeskeur, en dan die een persoon wat daardie blaadjie gehad het,
al daardie skrif op daardie blaadjie gememoriseer. Dan was daardie blaadjie aangegee na iemand anders toe en daardie persoon het 'n nuwe blaadjie ontvang en so memoriseer hulle die skrif in daardie week. So het hulle die Bybel leer ken. Die ingeplante woord wat nie van hulle weggeneem kon word nie. My verhouding met God kan hulle nie kom wegneem nie. Hulle kan die uiterlike doodmaak, maar met my verhouding met God kan hulle nie van my kom wegneem nie. Martha, sy het Jesus ontvang in haar huis, maar haar aandag was afgelei deur baie dinge, later beskuldigend geraak, besorg oor die werk wat sy moes klaarmaak, klaar dit gedoen, tereggewys moes word, omdat sy verkeerd gehandel het in die gunstige oomblik nie raak gesien het nie. Liewe toehoorder, hoeveel van ons het die skrif nie dalk vanoggend kom praat, en ons is in daai selfde bootjie as Martha nie, te besig met baie dinge en ons maak nie tyd met ons verhouding met ons wonderlike Here Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, sy lewe vir ons gegee het, alles op die prys, of alles op die spel geplaas het vir my lewe. Maar Maria, aan die ander kant, sit by Jesus se voete. Sy hoor die woord van die Here. Sy het die beste posisie gekies wat daar kon wees, daardie nederige posisie, gegaan oor wie en wat my raak sien nie. Ek wou met Jesus ontmoet daardie oomblik. Die beste keuse wat sy gemaak het, om 'n keuse vir die Here Jesus Christus te maak. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Om vir die Here te sê, Here, hier is my lewe. Ek plaas my lewe in U hand. Ek vertrou my lewe aan U oor. Om daardie keuse te maak, vrywillige keuse. As iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis opneem, homself verloon en my volg. Daardie kan nie van my weggeneem word nie. Dit is binne in my hart ingegrafeer. En soos die woord van die Here dan ook sê, dat ons God moet vrees, wat die siel en die gees in die hel kan werp. Dat ons nie mense sal vrees, wat die uiterlike kan doodmaak nie. Daar was baie mense wat op brandstapels aan die brand gesteek was. Daar was baie mense wat in arenas geplaas is met wilde diere, wat moes gesterf het vir hulle lewe, omdat hulle die Here gedien het. Daar was baie mense onder Nero, wat aan pale opgehang was, pale van onderaf ingedruk, en aan die brand gesteek om vir hom vuurvlamme te maak in die nag, as hy saam met sy mense daar verbygeloop het. Maar hulle het nooit hulle Christus verloon nie. Hy was vir hulle die belangrikste. En hoe gaan ek dit regkry? Wanneer ek dit nou toepas, om die beste deel uit te kies. Mag die Here ons genade skenk. Mag hierdie woord met ons praat. Mag die woord oortuiging in ons harte bring. Mag die woord ons hierdie jaar aanspoor om getrou, nie aan 'n dominee kerk te wees nie, nie aan 'n kerkraad se kerk te wees nie, maar getrou aan my verlosser en my saligmaker wie ek dien. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons eer U vir U woord. Dankie vir die getrouheid van U woord. Dankie dat U met ons kom praat. En ja, Here, ons moet partykeer maar onsself kom ondersoek, soos wat Moses daar die hand in eie boesem steek, en toe hom uithaal toe sy melaats. Here, dat ons melaats is van sonde, wat ons begaan, wanneer ons nie doen waarmee ons besig moet wees nie. Nie op die plek is waar ons moet wees nie. Wanneer U ons kom besoek, dat ons nalat, Here, daardie ongehoorsaamheid aan U. Ons bely, Here, ons kom lê dit aan die voetbank van die troon, vra vir vergifnis, en ons kom bid, kom herstel vir ons, Here, dat ons ook U beste deel sal uitkies. Die goeie deel, waar ons dan ook met U kan ontmoet. Verheerlik U self in ons lewe, seën hierdie res van die dag om Christus naam ontwil. Amen.